Gemeente, volgens Psalm 46 vers 2 tot 3 vertroos die Here ons met die volgende woorde: Ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef julle nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig na Eksodus 20 en meet ons elkeen se lewens daaraan. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Hoop nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself nou in God se wet gemeet. As ons eerlik is met onsself, sal ons besef dat ons skuldig staan teenoor God, maar ook teenoor mekaar. Kom ons sing dan saam as skuldbelydenis uit Gesang 250 en daarvan strofes 1, 4 en 5.
Gemeente, God se woord verseker ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8 lees ons: Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely dan nou ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons dank God ook nou vir die verlossing wat hy vir ons in Christus bewerk het. Kom ons sing saam uit Gesang 260 en daarvan strofes 1, 2 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons skriflesing vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie na die beskrywing van Johannes. Ons gaan daar lees Johannes 20 verse 19 tot 25. Johannes 20 verse 19 tot 25, dit handel oor Jesus se verskyning aan sy disippels na sy opstanding. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre ook hier as gemeente te mag saamkom. Saamkom om te luister
na die verkondiging van u woord. Daarom bid ons vanmôre, o Here, dat u ons harte sal oopmaak, sodat ons opnuut weer, wanneer ons die evangelie boodskap, die blye boodskap van verlossing uit genade verneem, dat ook op ons lewe werklike appel sal maak. Dat ons met oorgawe en 'n dankbaarheid vir u liefde en genade aan ons ook hier vandaan sal heen gaan en sal gaan lewe. Wees daarom vanmôre hier in ons midde. Neem alles wat menslik is uit hierdie geleentheid uit. Here, spreek u self met ons. Ons vra dit in kinderlike afhanklikheid, alleen in die naam van ons Here Jesus. Amen. Kom ons sing nou ook in aansluiting by ons gebed, Gesang 255, daarvan die eerste en die derde verse. Woord van God, woord van lewe, woord vir ewig, vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar, woord betroubaar, vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sou ons dan ooit laat wewe, in die woord het ons die lewe. Gesang 255, die eerste en die derde verse. Geliefdes, Johannes 20, verse 19 tot 25. Daardie Sondag aand, dit is nou die dag waarop Jesus opgestaan het. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees.
as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van sy spykers steek nie, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Geliefdes, ons lees tot sover. In Jeremia 23 vers 29 sê die Here, my woord is soos vuur, soos 'n hamer waarmee klippe stukkend gekap word. Broeders en susters, wat 'n belangrike Sondag was daardie Sondag toe Jesus Christus uit die dood opgestaan het nie. 'n Dag wat gelaai was met wat ons kan noem uitstaande opwinding, wat die loop van die geskiedenis vir eens en vir altyd geheel en al verander het. Eerstens was daar die teleurstelling en hartseer van Maria Magdalena toe sy vroeg daardie Sondagmôre by die graf opdaag, sien dat die klip voor die graf weggerol was en dat haar leermeester sy liggaam nie meer daar was nie. Sy het gedink iemand het hom weggeneem en op 'n ander plek gaan begrawe. Onsekerheid, miskien ook selfs vrees. Dan deur haar trane heen sien sy 2 engele, boodskappers van God in die graf, wat vir haar vra, waarom huil jy? En uiteindelik die hoogtepunt daardie Sondagoggend, Jesus wat daar by die graf haar op haar naam noem en sy eers dink is die tuinier. Maar wanneer hy vir haar sê Maria, dan sê sy, my leermeester, Rabboni. Haar opgewondenheid en spoed waarmee sy vir Petrus en die ander geliefde disipel van Jesus gaan vertel het, hy het uit die dood opgestaan. Ja, hy lewe. Petrus en die ander disipels se verbasing wanneer hulle by die graf opdaag en dat jy sien dat Jesus se liggaam nie meer daar is nie. Dis alles agtergrond wat daardie oggend gebeur het. Waarom ons sê hierdie dag was 'n vreeslike belangrike dag. Dan daardie selfde Sondag, maar nou teen die aand, Jesus se verskyning aan sy disippels. Die Nederlandse teoloog Dr. E.R. Smeelik beskryf hierdie Sondag soos volg. Hy sê, die eerste dag der week, die eerste dag der Christendom, die eerste Sondag der geskiedenis, die eersteling van dage. Hierdie dag was vol gewees als geen andere. Ja, 'n dag vol betekenis. Johannes vertel nie vir ons van Jesus se verskyning aan die Emmausgangers soos wat Lukas vir ons vertel nie. Maar wat daar dieselfde Sondag aand gebeur het. Ons lees dat Jesus sy disippels agter toe deure vergader het. Ja, die rede vir die toe deure was omdat hulle bang was. Bang was vir Jesus se vervolgers. Die Joodse godsdienstige leiers wat dalk mag kom en hulle as sy disippels ook gevange neem. Vrees, onsekerheid. Hulle het nie mooi verstaan wat gebeur het nie, want hulle het nie die profesie van die Ou Testament as ook Jesus
sy voorspelling oor sy dood verstaan nie. Onseker. Wat het gebeur? Wat nou? En uiteindelik is dit nie die Joodse leiers wat deur die deur bars nie, maar Jesus self, wat deur die geslote deur in die vertrek inkom en hulle vrees vir die Joodse leiers vervang met die wonderlike woorde, vrede vir julle. Vrede vir julle. Stel hierdie prentjies 'n bietjie in ons geestesoog vir onsself voor. Daar sit die disippels verward, bevrees. Wat het gebeur? En hier, eensklaps, staan Jesus in lewende lywe voor hulle. En sy teenwoordigheid met die lewende woorde, vrede vir julle, 'n einde bring aan hulle verwarring en vrese. Wat 'n belewenis moes dit nie wees nie. En dan, om hulle nog verder van sy opstanding te oortuig, wys hy hulle sy deurboorde hande en sy swart gewonde sy. Nou kan daar geen twyfel meer by die disippels wees nie, dat dit dieselfde Jesus is, wat aan die kruis gesterf het, wat nou hier voor hulle staan. Hy dra die tekens van die dood nog aan hom, maar tog staan hy voor hulle. Dit kan net een ding beteken, hy het uit die dood opgestaan. En dan, broeders en susters, volg daar een van die belangrikste gedeeltes vir die kerk van Jesus Christus. 3 baie belangrike dinge merk Jesus hier op. Eerstens, stuur Jesus sy disippels uit net soos wat die Vader hom gestuur het. Dit is een van die sentrale temas in die Johannes Evangelie. Dit sê vir die kerk wie Jesus is, seun van God, gestuur deur God, met 'n bepaalde doel deur God. En hierdie Jesus kom om die mens van sy straf, wat God oor hom uitgespreek het oor sy sonde, te kom verlos. Ja, hy is deur die Vader gestuurde seun. God self het deur die seun toegerus en aan hom gesê wat hy moet sê en doen. Hierdie seun, wat self God was, het die Vader se taak hier op aarde kom uitvoer. Nou gebeur dieselfde met sy volgelinge. Gedurende sy aardse lewe het Jesus hulle alles gewys en vertel en geleer wat die Vader hom geleer het. Nou is sy disippels toegerus om ook hulle taak te gaan uitvoer, dieselfde te gaan doen. En wat hulle moet gaan doen, is om gehoorsaam aan hom dit wat hy geleer het, te gaan doen en verkondig. Te gaan verkondig dat hy, die seun van God, gekom het om die wêreld, hulle wat glo, hulle wat hom aanvaar, uit die sonde straf te verlos, die dood. Tweedens het Jesus oor die disippels geblaas, en dit is verskriklik belangrik, en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Ja, dit beteken dat die gelowiges nie Jesus se sending in eie krag hoef, kan of moet gaan aanpak en uitvoer nie. Hy gee aan hulle die Heilige Gees om hulle te help om dit te doen, om die woorde in der waarheid in hulle mond te lê. Met die krag van die Gees en deur die bereidwillige gehoorsaamheid van die gelowige volgeling
word Jesus se sending in hierdie wêreld uitgevoer. En dit beteken dat 'n gehoorsame volgeling 'n geesvervulde volgeling van Jesus is. En nou maak Johannes die opmerking in vers 23, waarop ons net ook met 'n paar aanmerkings maak. Hy sê, as julle vir die mense hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Ons moet dit reg verstaan. Nie soos die Romeinse kerk reken dat die paus en die priesters deur die aflaat mense hulle sondes kan vergewe nie. Maar in die konteks van die evangelie beteken dit sondevergifnis, dat sondevergifnis direk aan die aanvaarding van Jesus Christus gekoppel is. Het gaan dus daarom dat as dit verkondig word en daar geglo word, dan is daar vergifnis van sondes. As daar nie geglo word nie, dan is daar nie vergifnis nie en dan is die dood die gevolg. Dit is die boodskap wat sy volgelinge nou moet gaan verkondig. Daardie boodskap sal deur die kragtige werking van die Heilige Gees, waarmee hulle nou toegerus is, mense tot geloof in Jesus bring. En dit is aan hulle wat tot geloof kom in Jesus Christus, wat die disippels vrymoedigheid kan sê, dat hulle sonde vergewe is. Dit beteken dus nie, dat hulle op hulle eie krag kan besluit wie gered sal word nie, maar eerder dat hulle die evangelie met sy gevolge suiwer en regheid aan hierdie wêreld moet verkondig, sodat die wat glo vergifnis kan ontvang. Hierdie gedeelte leer ons eerstens, geliefdes, dat niks en niemand Jesus se teenwoordigheid kan stuit nie. Nie eers geslote deure nie. En die kosbare is, dat wanneer 'n mens Jesus raak sien, verdwyn alle vrees, soos mis voor die son. Ons sien ook die duidelike getuienis dat Jesus werklik uit die dood opgestaan het. En ons leer dat hy aan sy disippels en sodoende aan sy kerk die uitdruklike en ondubbelsinnige opdrag gegee het om hom en sy blye boodskap van verlossing deur die dood en opstanding te gaan verkondig, sodat hulle wanneer hulle hierdie boodskap glo, hulle sondes vergewe sal word en hulle sal lewe. Die kerk is dus nie tot aansyn geroep om mense se voorkeure en willekeure te bevredig nie, maar om die opdrag wat die Vader aan Jesus en Jesus op sy beurt aan die kerk toegesê het, te gaan verkondig. Die kerk moet mense ook voortdurend daarop wys wat die konsekwensie is vir mense wat Jesus Christus se verlossingswerk nie wil aanvaar nie. So broers en susters, het God ons Vader deur sy eniggebore Seun Jesus Christus dit ook aan ons gegee. Daarom is dit geen uitvoering van ons opdrag om met allerlei quasi-sielkundige storieetjies van kansels af en deur die toevoeging van allerhande tirantijntjies mense se guns vir die kerk te probeer wen nie. Dan is dit niks anders as 'n klub of 'n organisasie nie. Die ononderhandelbare waarheid wat ons moet verkondig en wat ons ook vandag verkondig, is dat Jesus gekruisig en gesterf het, maar weer uit die dood opgestaan het en sodoende
die dood, die graf vir ons sondes van ons weggeneem het. En so ook vir jou en vir my. En omdat hy opgestaan het, kan ons ook vandag glo en aanvaar, weet, sal ook ons weer opstaan uit die dood. Maar ons moet ook suiwer en opreg mense wys op die konsekwensie wat verwerping van hierdie boodskap verlê het. As mens dit glo, sal hulle sondes vergewe word, maar as hulle dit verwerp, sal God hulle ook verwerp en bly die helse vuur vir hulle voorlaat. Dis die konsekwensie. Daarom, geliefde broer, suster, kind, die boodskap van ons vanoggend, die Here het die dood en die sonde vir ons oorwin. Glo dit en lewe, maar verwerp dit en sterf. Dit het ook op elkeen van ons wat gelowig is, se lewens 'n appel. Elkeen van ons moet met ons lewe ook hierdie waarheid gaan getuig, daaroor gaan getuig en daarvolgens lewe. Onthou altyd, alleen die weg deur Christus lei na lewe. Alle ander paaie loop uit op die dood. En mag ons almal op hierdie pad van lewe ons Here Jesus volg. Ons bid dit dat God ons daartoe sy genade sal skenk. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, hoe sê ons as sondaar mense ooit dankie? Dankie vir die genade wat U met ons het. Ja, Here, ons het niks en kan nooit niks verdien nie. Alles is alleen genade. Ja, dit was vir U maklik om te sê, ek vergewe julle sondes, maar regverdig het U die mens gestraf. Die mens, Jesus Christus, sodat deur sy lyding, deur sy kruisiging, daar vir ons lewe mag wees. Here, in die wyse raadsplan het U ook geweet, dat dit nie vir 'n mens moontlik is, om self daartoe te kom nie, en daarom, dat U self mens geword het, in U Seun Jesus Christus, om aan U wil te voldoen. Sal ons as mense dit ooit kan verstaan, die genade en die liefde wat U vir ons het. U die Skepper, die Almagtige, U wat alles gemaak het, steeds onderhou, U wat regeer, en ook tot in ewigheid, dat U oor ons, oor my, swakke sondaar, U ontferm. Dat U ook my ken, elke haar wat op my hoof is, weet U. Ons dra vanmôre hierdie gemeente ook aan U op. Here, U ken elkeen se omstandighede. U weet wanneer daar vreugde is, ook wanneer daar hartseer is, onsekerheid. Vul U elkeen se lewe met U teenwoordigheid.
Ons bid vir elke broer, elke suster, elke kind. Ons pleit om u genade. Here, wil u dan nou ook met ons wees deur die res van hierdie dag. Dankie ook dat ons vandag ons moeders kan erkenning kan gee vir dit wat hulle vir ons doen. Wees ook met elke mamma vandag. En nou kom ons en wil ons ook vra, Here, ons is sondaars. Ons bely dit. En ons weet aan hierdie oggend dat ons reeds deur ons gedagtes, woorde en werke teen ons naaste oortree. Wees ons genadig. Ons vra hierdie dinge vanoggend. Ons bid om u teenwoordigheid in ons lewe, u leiding, u liefde. En ons doen dit alles alleen in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit nou af met die sing van Gesang 4:2. Ons sing daarvan al 3 verse. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf. Die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry. Die sonde, mag en heerskappy. Gesang 4:2 daarvan al 3 die verse. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.